Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Somtyds kan 'n mens dinge in jou lewe deurgaan, wat ander mense nie noodwendig sal verstaan nie. Nie jou beste vriende nie, en soms selfs nie eers jou huweliksmaat nie. Jy kan van die beste vriende in die wêreld hê, maar soms is daar dinge wat 'n mens deurgaan, wat selfs al sou jy probeer om hierdie dinge aan iemand te verduidelik, dit net nie moontlik sou wees nie. Daar is dinge wat ons beleef en deurgaan, wat ander mense nooit ten volle sal verstaan nie. Dit is egter die wonderlike ding van om Jesus as 'n vriend te hê. Hy weet elke liewe ding van jou. Hy ken jou gedagtes, groot en klein. Hy ken letterlik elke gedagte wat nog ooit deur jou kop gegaan het. Hy ken jou pyn en hy weet presies van waar dit kom en hoe dit jou beïnvloed. Dit is egter nie net dit nie. Die waarheid is, Jesus ken die pad wat ons stap beter as wat ons die pad ken. Hy verstaan ons op 'n dieper vlak as wat ons onsself ooit sou kon verstaan. En die deel van dit wat 'n mens werklik verstom, is dat selfs al ken hy ons so goed, het hy ons onvoorwaardelik lief. Hy is die veiligste, wonderlikste vriend wat 'n mens ooit kan hê. Want hy weet reeds alles van jou af. Vir hom kan jy nie wegkruip nie. En hy wil ook nie hê jy moet nie. Jesus is ons skepper en ons verlosser, maar hy's ook ons vriend. Die beste vriend wat jy ooit kan hê. Eksodus 33 vers 11 noem dat Moses met God gepraat het soos 'n vriend. Daar staan, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Moses was nie oneerbiedig teenoor God nie, maar hy was reguit en eerlik met God. En dit is die soort verhouding wat God wil hê jy met hom ook moet hê. Vertel hom presies wat jy voel en dink en luister dan na sy perspektief. Met ander woorde, wees 'n vriend van God. Here, U is die wonderlikste vriend wat 'n mens ooit kan hê. Dankie dat ek my hart en gevoelens met U kan deel. In Jesus naam bid ek dit. Amen.